Saam met ons vandag gaan lees, gaan so 'n bietjie oor lof, gaan en oorwinning. En terwyl ek so beluister het, was dit so asof ek ingetrek is in die lofsang wat ons eendag gaan doen, waar ons almal goeie stemme sal hê en 'n pragtige klank sal wees en ons die Here, wanneer hy weer kom, sal aanbid en sal loof vir wie hy is. Dis die wonder van sang en van musiek, is dat ons as ware in die teenwoordigheid van die Here bring. Nie net nou nie, maar dat ons as ware hoop en dat verwag na dit wat eendag vir ons weggelees wat vir ons kom. So baie welkom. Ons van die diens is daar 'n hele klompie liedere, sang ensovoorts wat ons gaan gebruik. Julle kan net op die PowerPoint kan julle volg. En ek wil julle nou al vra, ons gaan op 'n punt gaan ek 'n moment gee van 'n bietjie refleksie oor die jaar. Ek weet baie van julle sit hier wat julle graag saam met julle kinders wou gesit het, of dat julle miskien by julle kinders ergens anders sou wou wees. Daar is baie leed daar rondom by baie mense se lewens. Julle verlang en ek wil 'n tyd in die diens gee waar jy kers kan kom aansteek en waar jy so 'n bietjie kan reflekteer oor die feit dat daar hartseer was en dat jy by die lig van die groot kers wat Jesus, die lig wat Jesus bring, voorskaplik aansteek en jy kan jou kers daar aansteek en dan net so 'n bietjie van 'n gebed doen hier by die tafel en dit gaan binne die diens wees. So ek wil net nou al met julle self daarvoor kan voorberei. En op 'n punt gaan ek die kinders ook, as die kinders wat 'n bietjie wil teken hiervoor, kan ek julle ook vorentoe roep dat julle hierdie kers verhaal wat julle kan teken. En daar is ook 'n doop, so dis 'n vol diens. So kom ons begin met die toetrede lied. Ons staan dan voor lied 414, al 3 verse. Ons gaan oor tot die doopbediening en ek vra dat Kelvin en Laura Kamfer hier voor die kansel sal verskyn en dat hulle dogtertjie Eileen Louisa ook so ingebring sal
die Seun en die Heilige Gees. Dit beteken die Vader nooi ons in, neem ons aan, en laat ons deel in die voorregte van die verbond. Dit beteken ook dat die Seun vir ons skoon was deur sy bloed, dat ons as ware saam met hom gesterf het, en dat hy ons lewend maak deur sy opstanding. Dit beteken ook dat die Gees ons deel maak van en laat leef as deel van sy liggaam, die kerk. En die doop help ons om te verstaan dat ons al hoe meer Jesus se beeld moet vertoon, dankbaar vir God moet leef en dat ons ons naaste moet liefhê. En hierdie verbond wat God nou met die doop sluit, kan nooit verbreek word. Dit is 'n wonderlike bevestiging beide vir julle as ouers, maar ook vir ons as gedooptes, dat ons weet dat die Here in ons lewe werk sodat ons vir hom kan leef. Wat julle dus hier moet bely, en ek van dit is 3 punte wat julle moet bely, en ek wil die vra waarmee julle instemming gee. Weereens, dat dit ook julle belydenis is. Bely julle dat terwyl ons almal sondaars is, ook jy en ook julle kind, slegs deur Christus aan God behoort. 2, dat die leer in die Ou en Nuwe Testament en die artikels van die Christelike geloof die ware en volkome leer van die verlossing is, en dat julle haar en julle in die leer sal berig en laat berig. Wat is julle antwoord? Ons gaan oor die doop, en as daar van die familie is, wat vriende wat hier is, wat saam wil opstaan, is dit baie welkom. Ons gaan net daar aan die doop vond. Dit is die lang klein van Ivory Sing. Ons staan hier so voor dit. Eileen Louisa Kamp, ek doop in die naam van die Vader, en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit is wonderlik om die vertroue in 'n kind se oë raak te sien. Maar daar netjies te sien van die refleksie van Uself, wat U het ons gemaak. En U doen die wonder vir ons dat in Christus U ons nie net gemaak het, maar aanneem as kinders. En ek kom bid vir Eileen en vra iets van Uself hier van nou af sal gee, dat sy iets van Uself in haar ouers sal sien, in haar grootouers, en vriende wat die pad saam met haar loop, in ons gemeente, en dat sy in geloof sal reageer op dit wat U vir haar toesê hier in die verbond. Dankie dat ons op U kan staan, maar dat U baie meer kan doen as ons bid of dink. Amen. Hierso is 'n doopsteen, dis dit met julle lewe bewaar, vir die blydenis aflegging, en dan 'n ietsie om te speel, en 'n kers vir die doopverjaar. Elke Vrydag, elke Kersdag kan julle daai kers aansteek. Dankie. Ons gaan nou die Here loof en met die hele paar liedere en midde in
Ek gaan nou 'n moment gee wat jy net nader oor die jaar dink oor hartseer wat jy beleef het, dink oor verliese wat jy gehad het, dinge wat miskien verkeerd geloop het. Ek het net nou gesê, miskien waar jy op 'n ander plek gewees het as nou, miskien is jy alleen omdat geleentheid vir jou toegegaan het. Ek wil jou kans gee om in die stilte in die kerkgebou te kom om 'n kers aan te steek en 'n gebed tot die Here in stilte te doen. So daar is kans vir elkeen. Here, U ken elke storie, elke verhaal, elke gebeure, elke hartseer, elke verlies. Dankie dat ons dit kan los by U. Omdat U nie net ons trane ken, maar dat U ons trane bewaar. En dat hierdie psalm wat ons gaan lees, beloof dat U dinge regstel, dat U heling bring, dat U nuwe moontlikhede skep, dat U verlossing bring, en dat ons U kan vertrou dat hierdie Kersdag die teken kan wees van U nabyheid en ook van die feit dat U
dinge verander. En daarom kan ons nou sing, baie bekende lied wat ons sing, Stille Nag, Heilige Nag. Psalm wat wêreldwyd vandag gelees word, mense wat die leesrooster wêreldwyd volg, is Psalm 6:19. Daar's twee redes waarom die Psalm vandag gelees word. Aan die een kant roep die Psalm ons op om te sing, om die Here te loof, om te sing van die verlossing wat hy bring, om te sing van sy teenwoordigheid, Immanuel, God met ons, wat in Jesus vir ons waar geword het. Maar aan die ander kant kom dit ons ook oproep om die Here te aanbid met ons hele lewe. Om nie net in God se teenwoordigheid te wees en die wonderdade te ervaar, maar om hier uit te stap en om met ons lewe die Here te aanbid. Die Psalm is in twee dele opgedeel, juist vir daardie doel, om aan die een kant lof op die tafel te sit en aan die ander kant aanbidding op die tafel te sit. En aanbidding nie net in die sin van dat ons kniel en dat ons die Here aanbid vir wie hy is, maar dat ons letterlik wat ons doen as 'n aanbidding gebruik in hierdie lewe. Nou, wat ons net gedoen het met die Kersfees is eintlik 'n kragtige getuienis van God wat
En soms ook makliker goed, maar wat steeds ons 'n bietjie van balans aanhou. En ek wil net so 'n klein bietjie aansluit daarby met 'n ander Psalm, Psalm 56. Dis 'n ongelooflike Psalm wat die volgende sê: Dawid wat 'n bekeer oor sy eie hartseer nagedink het, en gesê: U self het my lotgevalle opgeteken. En dan die sinnetjie wat vir my veral baie van betekenis is: hou tog my trane in die leersak. Nou, die leersakkie, die metafoor daarvan is dat God as ware op sy gordel 'n leersakkie het waarin hy ons trane hou. En daai trane is dus in God se omverming, dis naby aan hom, hy weet daarvan. En met die Psalm 96 se boodskap wat sê hy kom om alles reg te stel, kan ons dus ons trane as ware by God laat bly. Dan sê dit in vers 10, dan sal my vyande terugdeins op die dag wanneer ek roep. En kan die psalmis bely, Dawid, dit weet ek, God is vir my. As jy dan daai frase net vir 'n oomblik vertroetel in jou hart, God is vir my, dink aan Paulus wat oor Romeine 8 skryf en oor die lyding in hierdie wêreld skryf en sê, die lyding in hierdie wêreld is nie 'n patch op dit wat kom, die heerlikheid in ons in Christus sal ervaar. En dan gaan hy aan te sê, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Waarin hy dele van wat in hierdie Psalm staan, intrek in die loflied ook van gelowiges in die Nuwe Testament. En dan bars Dawid in daai Psalm in lof en aanbidding los op God. Ek loof sy woord. Op die Here, ek loof sy woord. Ja, op God vertrou. Ek is nie bang. Wat kan 'n mens aan my doen? Inderdaad, wat kan 'n mens aan my doen? Wat kan hierdie lewe aan ons doen? Wat kan hierdie 2 jaar inperking aan ons doen? Wat kan die nuwe uitdagings wat in die lewe die jaar wat kom en na ons toe kant sal kom, wat kan dit aan ons doen? Want ons is veilig in God se hand. Selfs ons trane is veilig in God se hand. Nou as ons dan op Psalm 96 gaan lees, dan is dit om ons te herinner dat ons lewe tussen die eerste Kersfees, Jesus wat gebore is, en die laaste Kersfees, Jesus wat weerkom. Want dis waar aan Kersfees ons herinner, nie net aan dit wat verby is, maar ook dit wat kom, waarna ons kan uitsien, waarheen ons gedagtes kan rig. Sê die Psalm, eerste 6 verse, sing vir die Here 'n nuwe lied, sing vir die Here, o ganse aarde, hele aarde word opgeroep, saam met ons as gelowiges, sing vir die Here. Want om te sing en om die Here te loof is nie 'n opsionele ekstra in 'n mens se lewe. Dis iets wat jy kan vermy nie, om die waarheid sê, dis iets wat jy wil vermy, omdat ons in die lofsang iets ervaar van God se teenwoordigheid in ons lewe. Soos Psalm 96 verder sê, prys sy naam, verkondig sy verlossing van dag tot dag. Maak onder die nasies sy majesteit bekend, onder al die volke sy wonderdade. Hoekom? Want groot is die Here en besonder lofwaardig. Hy is ontzagwekkend, meer as alle gode. Ja, al die gode van die volke is niks beduidend. En Prediker skryf natuurlik oor hierdie feit van die lewe wat hy ervaar is as ware niks beduidend. Dit is soos 'n asempie, dit is soos 'n rookbonkie wat weggaan. En kom dan tot die ontdekking dat in God is daar 'n anker. Dis 'n Prediker se boodskap. Maar wat Psalm 96 sê is, die gode, die dinge wat roem na omdat hulle mag het in hierdie wêreld, ja, hulle is niks beduidend. Hoekom? Want die Here, sê vers 5 se laaste deel, het die hemel gemaak. Hy is die skepper God. En luister en glans is voor hom, krag en heerlikheid is in sy heiligdom. So die eerste ding wat hierdie Psalm sê is doodgewoon dat jy jou trane by God kan los in
die sakkie aan sy beld, en dat jy doodgewoon kan begin om God te loop. Maak nie saak wat jy ervaar, maak nie saak hoe hartseer jou hart is. Wanneer jy so ver kom om te begin sing, om die Here te loof, om vir hom te sê, dankie Here dat U verlos, en waar jy ook jou ontsteltenis voor hom uitstort in die idee dat hy daar waar hy sakkies sal bære, kom jy los van die pyn wat die hartseer in jou lewe vir jou gee. En in die lof kan 'n mens God se teenwoordigheid op 'n besondere manier ervaar, selfs al is jy nog steeds hartseer oor die dinge wat jy verloor het, die dinge wat jy verlies ervaar, die dinge waar jy bekommerd is. In die lof gaan daar 'n opening oop na God toe, waarin jy hom ervaar as die Immanuel, die een wat by jou is, en wat uiteindelik die trane sal afvee, en wat jou nie net sal verlos vir die oomblikie, maar 'n ewige verlossing sal gee. Dan die tweede deel van die Psalm gaan as ware uit hierdie lofprysing tot aanbidding oor, vers 7 tot 13. En alle familiegroepe, en hoorlik nou vandag, omdat dit toch op Kersfees baie keer die ding is wat vir ons sin gee, is dat ons as familie saam is, en ek weet dat julle kom van julle kan presies dit nie nou ervaar. Sê die psalmis, gee eer aan die Here, familiegroepe van volk, tribes. Gee eer aan die Here vir sy heerlikheid en krag. Gee eer aan die Here vir die heerlikheid van sy naam. En dis nie net 'n geval van dat die mens kniel voor God en dat jy sê, U dra gewig in my lewe nie. Nie, ons gaan voort om iets te doen daarvan, iets van die aanbidding te laat blyk in ons lewe. Einde van vers 8, bring dankbewys en gaan sy voorhome binne. Buig in aanbidding voor die Here in sy glansryke heiligheid. Bewe vanweë sy teenwoordigheid, hoe gaan sy aard? Want God is nie net die skepper God nie, hy is ook die heerser God. Hy het nie net alles gemaak nie, hy hou ook alles in stand. Daarom vers 10, sê onder die nasies, die Here regeer. Ja, die wêreld staan vas. Dit wankel nie. Selfs al is daar ervarings wat vir ons van balans afhou, God self staan in dat dinge nie wankel nie. Hy oordeel volke met billik. En as 'n mens dan net jou oog so klein bietjie deur die Bybel laat gaan, en in al die verhale van Adam se kant af tot by Moses en tot by Dawid en reg deur die Nuwe Testament, dan kom ons agter dat God in die geskiedenis telkens opgetree het om die verlossing te bring, om dit wat sleg is reg te maak. En kan ons vandag weer hierdie hoop aanvaar vir onsself, weer ontvang as 'n geskenk van die Here, dat hy ook vandag op 'n regverdige en billike manier ons lewe sal verander, dat dit iets van sy beeld in ons lewe sal kan vertoon. Daarom sluit die Psalm af vers 11, laat die hemel bly wees en die aarde juig. Laat die see en alles daarin dit uitbasyn. Laat die veld en alles daarop jubel. Dan sal alle bome in die bos van vreugde uitroep voor die Here. Kom, want hy kom, ja, hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel, 'n geregtigheid en volke ooreenkomstig sy trou. Ek sluit af. Ons leef tussen die eerste en die laaste Kersfees. Ons leef tussen dit wat God begin het en dit wat God sal volëindig. Tussen die geboorte van Jesus en sy wederkoms. En alles werk nie hier uit soos wat ons het graag wil hê. Ons het die belofte van die Here dat hy by ons, in ons trane is, dat hy dit opteken, dat hy bewus is daarvan. En dat hy steeds sy verlossing beloof. 'n Verlossing wat nie nou volledig altyd kom soos wat ons het graag wil hê, maar wat uiteindelik 'n volkome oorwinning sal wees. Daarom kan ons saam met die Gees en die bruid is nou die kerk van die eeuwe, in Openbaring 22 vers 7 kan ons uitroep, kom. En dan elkeen wat luister sê, kom. En dan elkeen wat dors het, kom.
elkeen wat begeer die water van die lewe kry, verniet. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit is wonderlik om hierdie woord te kan omarm, om in ons lofprysing en in ons aanbidding iets van U teenwoordigheid te kan ervaar. En dankie dat ons trane by U kan los. Dat ons die vreugde beide van dit wat kom het, Kersfees, die Koninkryk van die Here wat aangebreek het, en dit wat nog kom, die wederkoms, die nuwe hemel en nuwe aarde, kan vaskryp as 'n vaste belofte. En ons kan leef in verwagting. U kan dien, kan aanbid, omdat ons weet, ons vertroue op U is nie te vergeefs nie. In die naam van Jesus. Amen. Nou, ons dankoffer neem ons nou, soos dit nou die gebruik van afgelope paar maande is, by die deure op. En julle is welkom om dit te doen. Julle kan ook met EFT op 'n snapscan kan julle dankoffer gee. En vandag se dankoffer is Saterdag en Sondag nie. Gaan vir ons barmhartigheidsprojek. So dit gaan vir NTR Smit, dit gaan vir die CMR en dit gaan vir Theo Halfman se projekte. So gee milder, maar dit gaan vir mense wat dit nodig het. Beide mense wat almal van het uitdagings om aan te kom. En as jy op internet betaal, dan kan jy maar net Kersfees in die verwysing sit, dan weet ons moet dit vir Kersfees en die barmhartigheidsprojekte wat ons het gebruik. Ons sluit met 2 liedere, eers 'n orgel en klavierduet en dan Embers op die oop veld.
Here, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met elkeen.